Wat beteken dit vir jou om te besef dat Jesus vandag steeds as koning regeer, dat hy as die koning tussen ons ook leef? Vandag tydens ons preek die woord gaan ons bietjie meer kyk, bietjie meer in diepte kyk na wat Johannes 12 vers 12 tot 19 vir ons hier oor wil kom sê, en ons gaan dit ook doen aan die hand van die boek van Connie Burger. Waar is Jesus nou? Maar voordat ons gaan saam lees, voordat ons gaan saam hoor wat die Here ook deur sy woord vir my en vir jou wil kom openbaar vandag, kom ons bid net eers saam en vra vir sy leiding ook daarin. Ons Here en Hemelse Vader, ons loof U as die groot koning van ons lewens. Ons loof U as die groot koning oor die dood. Ons loof U as die groot koning oor alles wat bestaan. Here, wanneer ons vandag na U toe kom, dan is dit in absolute nederigheid, is dit in die besef dat ons niks kan wees en niks is sonder U nie, Here. Here, daarom kan ons net vir U vra om saam met ons ook te gaan, nie net in hierdie dag nie, maar elke liewe dag van ons lewens, om saam met ons te gaan, wanneer ons uit die woord uit ook lees en daaruit ook leer, sodat ons nie onsself meer sal eer of meer sal leer ken nie, maar sodat ons U sal beter ken, sodat ons U meer sal leer ken en sodat ons die een sal leer ken wat ons geskep het en ons die beste ken. Here, mag ons vandag sommer net hoor en beleef hoe U deur die woord ook met ons spreek en vir ons kom openbaar wie U ook daardeur is. Help dit ons sal luister as U kinders, want dit U vir ons wil kom sê. Here, help dit ons vir 'n oomblik ook daardie negatiewe gedagtes, daardie dinge wat ons buite in die wêreld sien, daardie dinge wat ons moedeloos soms laat voel, dat ons dit een kant toe skuif vir 'n oomblik en net op U fokus. Want Here, wanneer ons op U fokus, wanneer ons weet dat U die een is wat daar is vir ons, dan lyk alles anders soveel beter. Dan weet ons dat die toekoms ook soveel beter is. Here, want ons weet ook dat wanneer ons U ons nommer 1 maak, dan kan alles anders mag gebeur. U sal dit ten goeie laat meewerk. Mag U wil geskied in ons lewens, mag U wil ook nou geskied, waar ons saam luister na U woord. Ons bid dit alles in die groot heilige almagtige naam Vader, Seun, Heilige Gees. Amen. Die volgende dag het die groot menigte mense wat aan die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Tot sover lees ons vandag saam. Wanneer ons aan Jesus se aardse werk dink en dit probeer verstaan op 'n manier, is daar 3 maniere waarop ons dit ook kan verstaan. Eerstens kan ons aan Jesus dink as koning, aan hom dink as die profeet en aan hom dink as die priester. 3 Ou Testamentiese terme wat vir my en vir jou help om beter te verstaan wat Jesus se werk is en was en ook vir altyd sal wees. En vandag kyk ons 'n bietjie meer saam na wat dit beteken wanneer ons sê dat Jesus ons koning is. En wanneer ons dan nou ook Johannes 12 vandag daarmee saam lees, met daardie gedagte ook saam lees, dan besef ons eintlik dat Jesus se koningskap vir my en vir jou, soos vir die disippels, eers 'n werklikheid regtig word, dat ons dit werklik eers begin verstaan wanneer ons aan sy hemelvaart dink. Want tydens sy hemelvaart gaan hy op en hy gaan sit in die hemel, in die hoogste plek, langs die Vader, en hy regeer daar as die groot koning van alles en almal. Hy regeer daar en maak die plek vir my en vir jou gereed, sodat ek en jy saam met hom kan ook regeer. En wanneer ons ook verder aan Jesus dink as die koning,
dan besef ons ook dat hy reeds koning was voordat hy aarde toe gekom het. Maar dit is regtig eers in sy opvaarding na die hemel, wat ons die werklikheid daarvan kan verstaan en kan besef. Wanneer ek en jy aan ons geloof dink in die Here Jesus Christus as koning, dan sê Connie Burger vir ons dat daar eintlik 3 dinge is waarin ons behoort te dink. Die eerste is veiligheid, die tweede is bewaring, en die derde is moed. Want sien, met veiligheid word daar bedoel dat ons veilig kan voel in die wete dat Christus oorwin het, dat hy die dood oorwin het, dat hy die bose magte van hierdie wêreld oorwin het. En daarmee saamkom bewaring, dat hierdie oorwinning nie net tydelik is nie, of vir 'n sekere tyd vir my en vir jou is nie, maar dat hierdie oorwinning ewigheidswaarde het, dat dit vir altyd is, vir elkeen van ons wat vashou en glo aan ons Here en Jesus Christus. En dan die derde, moed, beteken vir my en vir jou moed om die evangelie te gaan verkondig, om sy koningskap te gaan verkondig en bekend te gaan maak aan soveel as moontlik mense. Maar ek wil tog vandag 'n vierde ding ook hierby voeg, en dit is hoop. Want wanneer ons aan Jesus se koningskap dink, dan dink ons ook aan ons eie koningskap, dat daardie hoop wat hy vir my en vir jou stel aan sy Vader, vir my en vir jou altyd 'n waarheid is in ons lewens, dat dit ons dryf en vir ons hoop gee, ook vir dit wat voor lê. Ons dink ook in die besonder dan in ons omstandighede, nie net in hierdie tyd nie, maar ons omstandighede waardeur ons al deur is, dit wat voor lê. En ons besef van net, dat al wat ons kan doen is om aan Christus vas te hou, en te weet en sommer net troos daarin te vind, dat hy sal voorsien in ons lewens. So ek sou sê, daar's 4 dinge, die dinge wat Connie Burger vir ons noem, die 3 dinge, veiligheid, bewaring en moed, en dan die 4de ding, hoop. Dit is wat Jesus se koningskap vir my en vir jou beteken, wanneer ons sê, dat ons in hom glo as ons groot koning. Mag ek en jy vandag bemoedig word deur Jesus se koningskap, maar mag ons weet dat sy heerskappy verder strek as net sy koningskap, maar dat hy die ewige God is, die skepper is, dat hy priester en profeet ook is. En daarna sal ons ook, wanneer die volgende 2 weke, ook daarna saam kyk. Maar mag ons vir nou ook weet, dat Christus ons groot koning is, dat hy die een is, wat regeer tot in alle ewigheid, en dat sy evangelie vir my en vir jou 'n waarheid kan wees, as gevolg van sy heerskappy, bo die aarde. En omdat Jesus heers bo die aarde, omdat hy die groot koning vir my en vir jou is, kom ons sing dan nou ook die volgende loflied saam, tot sy eer. Kom
jy weet dat omdat Jesus die groot koning is, ek en jy ook prinse en prinsesse vir ons is, verkondigers van sy woord is. Daarom groet ek jou ook in die naam van die Vader, die naam van die Seun, die naam van die Heilige Gees. Amen.